Dankie Here Jesus, dankie Vader vir die teenwoordigheid, dankie Vader vir die leiding Heilige Gees. Heilige Gees, ons verwelkom jou hierdie môre om saam met ons hierdie dag deur te gaan, Vader. Vader, ons verwelkom die Heilige Gees, sodat elke woord wat vandag gespreek sal word, Vader, nie net my woorde sal wees nie, maar die woorde sal wees wat U wil hê U kinders moet hoor, Vader. Vader, ons maak los vandag. Vader, ons kom teen elke aanval van die vyand, Here, ons bid om in die naam van Jesus en ons beveel om te gaan, Vader. Vader, ons bid, Vader, vir 'n bonatuurlike uitbarsting van die Heilige Gees, Vader. Vader, ons maak los vandag, Here, die teenwoordigheid van God in ons lewe. Ons maak los die woord van God, Here, sodat ons kan wandel, Vader, volgens U wil, Here, en nie ons wil nie, Here. Here, kom leer ons vandag, Here, die teenwoordigheid van ons Vader, Vader. In Jesus naam, amen en amen. Goeiemôre broeders en susters, vandag wil ek iets deel met jou. En dit is 'n woord wat die Here in my hart gelê het, 'n woord wat die Here vir my gesê het. Jy sien, wanneer ek gaan kyk na die gehalte, dan vra ek jouself vandag die vraag af: wat is jou brief? Hoe lyk jou brief, kind van God? Hoe lyk jou lewe, kind van God? Wat beeld jy uit daar buite wanneer mense na jou kyk? Baie keer hoor ons dat God is liefde. En die dag wat ek vandag vir jou wil vra is: hoe lewe jy God se liefde uit? Hoe straal jy vandag God se liefde uit aan jou broer of jou suster van God? Hoe maak jy vandag 'n verskil in iemand se lewe? Want daar is 'n tydperk in ons lewe waar ons as kinders van God 'n verskil moet maak in mekaar se lewens. Daar kom 'n tyd wat ons as kinders van God 'n verskil moet maak in ons buurman of ons buurvrou se lewe, want dit wat ons uitbeeld is die liefde van Jesus. Jy sien, ek het hierdie ding beleef, wat die Here vir my gesê het, dat hy maak ons skerp. Partykeer is ons skerp, partykeer is ons stom, partykeer maak ons merke. Waar los jy 'n merk in mense se lewe? In wie se lewe los jy vandag 'n merk? In wie se lewe los jy vandag die liefde van Jesus? In wie se lewe los jy 'n merk net om Jesus uit te lewe? Jy sien, kind van God, Paulus was nie 'n goeie man gewees nie, want hy wou die kerk van Christus vernietig het. Maar Paulus het 'n ontmoeting gekry met die Here Jesus Christus, en daar het Paulus besef wie is Jesus in sy lewe. En die briewe wat Paulus geskryf het, was hard gewees vir die gemeente in daardie tyd. Maar wanneer Paulus by hulle gekom het om te kom bedien, het hulle gesien die sagmoedigheid wat Paulus in sy lewe het. En daardeur het Paulus 'n merk in mense se lewens gelos. En daardeur het Paulus 'n merk in die disippels se lewe gelos, van dit wat die Here hom het toegevoeg het. En die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, kind van God: waar los jy 'n merk? In wie se lewe los jy 'n merk? In wie se lewe, wanneer mense na jou leefstyl kyk, wat se brief sien hulle? Sien hulle die brief van Jesus Christus? Wat hulle lees in jou lewe, sien hulle die liefde van Jesus? Ervaar hulle die liefde van die Vader? Ervaar hulle die nabyheid van die Vader in jou lewe? Of sien hulle maar net nog 'n persoon wat homself 'n Christen noem? Wat sien mense in jou lewe, kind van God? Want jy sien, dit is maklik vir ons om te sê dat ek is 'n kind van God. Dit het so maklik geword vandag vir ons om ons harte vir Jesus te gee. Maar dit is moeilik vir ons as kinders van Jesus om uit te lewe dit wat Jesus wil hê ons moet uitlewe. Om uit te beeld dit wat Jesus wil hê ons moet uitbeeld. Of straal ons die liefde van Jesus uit? Straal ons vandag die liefde van Jesus uit aan die mense wat ons seer gemaak het? Staan ons vandag die liefde van Jesus uit aan die mense wat ons afgekraak het? Wys ons hulle vandag die liefde van Jesus? Daardie onderwyser wat op daardie tyd negatief oor jou gespreek het, wys jy vandag die liefde van Jesus? Wanneer mense na jou kyk, wat sien hulle?
Wanneer mense na jou kyk vandag, kind van God, wat sien die mensdom in jou lewe? Sien hulle die liefde van Jesus uitbeeld in jou lewe, of sien hulle maar net nog 'n Christen? Los jy 'n merk in iemand se lewe? Los jy 'n merk in mense se lewe, dat wanneer hulle praat hulle van jou? Want jy sien, daar het 'n tyd gekom wat Jesus vir Petrus gevra het, vir sy disippels gevra het, waar Jesus vir hulle gevra het, wat sê die mense is ek? En daar het die disippels op geantwoord en hulle het vir hom gesê, hulle noem U meester. Hulle noem U meester. En Petrus antwoord en Petrus sê, hulle noem U Jesus Christus. En daar antwoord Jesus vir Petrus en hy sê, Petrus, op die klip sal ek die kerk bou. Op die klip sal ek die kerk bou. En dit is wie Jesus was. Hy het vir Petrus geantwoord en hy het vir Petrus gesê, op hierdie klip sal ek my kerk bou. En dit is die merk wat Jesus gelos het. Dit is die merk wat hy in ons lewe kom los het, is toe hy die kerk van Christus openbaring gemaak het. Vandaar antwoord Jesus vir Petrus en hy sê, Petrus, dis nie 'n mens wat vir jou gesê het wie ek is nie, maar dit is die Heilige Gees wat aan jou geopenbaar het wie ek is. Dit is die Heilige Gees wat aan jou geopenbaar het wie ek is. En die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, kind van God, wie is jy? Wat sê die mense is jy? Wie sien die mense in jou lewe? Los jy 'n merk by jou werkplek? Los jy 'n merk in jou gemeenskap? Maak jy 'n verskil in jou dorp? Maak jy 'n verskil in jou stad? Maak jy 'n verskil in die mense rondom jou, met wie jy werk? Met wie se lewe los jy 'n merk? Want Jesus se merk is Jesus Christus. Die merk wat die Seun vir ons kom los het, was die karakter van die Vader, was sy lankmoedigheid, was sy liefde, wat hy aan ons kom wys het. Dit is die merk wat Jesus kom los het op hierdie aarde. Dit is die merk wat Jesus kom toewy het, die liefde van ons Vader. En die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, kind van God, wat sien die mense in jou lewe? Wat beeld jy uit? Is jy skerp? Los jy 'n merk? Of is jy stom, dat wanneer mense kyk, dan is daar die merk wat jy probeer, los dit weg. Maar los jy daar die merk, dat wanneer mense na jou lewe kyk, dan smag hulle na Jesus. Dan smag hulle om 'n verhouding te bou met die Vader, wat in jou lewe is. Wat se tipe merk los jy? Wat se tipe merk los jy in die kind van die mense lewe daar buite? Wanneer mense na jou kyk, is jy nie net 'n Christus nie, maar jy is die Seun van God. Wanneer mense na jou kyk, ervaar hulle die liefde van Jesus. Wanneer mense na jou kyk, ervaar hulle die nabyheid van Jesus. Los jy 'n merk? Los jy 'n merk by jou werkplek? Los jy 'n merk op sosiale media? Los jy 'n merk in 'n gebroke huwelik? Los jy 'n merk in 'n gebroke kind se lewe? Wanneer jy daar wegstap en daardie kind word wat jy gebid het hy moet word, los jy daardie merk? Van baie keer hoor ons ouers en oumas bid, en dan hoor jy daardie kind sê vir jou, ek het geword van is die gebede van my ouma. Wat se merk los jy, kind van God? Wat se merk los jy in iemand se lewe? Jy sien, daar is 'n skorpioen wat by 'n plek gekom het waar die padda rustig was om te rus. En hierdie skorpioen vra vir die padda. Hy vra vir hierdie padda, sal jy my oorvat aan die ander kant van die rivier? En hierdie padda antwoord hierdie skorpioen en hy sê vir hom, ek kan jou nie vertrou nie, want jy gaan my steek.
Ek kan jou nie vertrou nie, want jy gaan my steek. En baie keer, ons as kinders van God, kan nie mekaar vertrou nie. Op wie is jou vertroue gelê? En hierdie padda stem toe in en hy sê toe vir hierdie skorpioen, dit is reg, ek sal jou oorvat. Van hierdie skorpioen het gesê, vertrou my. En in daardie tyd klim hierdie skorpioen op hierdie padda se rug en hulle is besig om aan te beweeg, hulle is besig om oor te gaan aan die oorkant van die rivier. En terwyl hulle halfpad was van hierdie oorkant van die rivier, wat gebeur? Toe steek hierdie skorpioen hierdie padda en die padda draai om en hy sê, jy het my gesteek, en die skorpioen sê, maar dit is wie ek is. Dit is wie ek is. En daar verloor die padda sy vertroue in hierdie skorpioen. Maar kind van God, waar is jou vertroue vandag? In wie vertrou jy? Want as ons vertroue in Jesus is, gaan ons merke los in mense se lewens. Sal ons merke los in mekaar se lewens, sal ons merke los in mekaar se harte. En wanneer jy wegstap van daardie plek af, sal daardie mense jou onthou. Jy sien, baie mense waar Paulus besig was om te bedien, het baie mense gesê, maar is hierdie nie Saul, die man wat die kerk wil vernietig nie? Is hy nie die persoon wat die kerk wil vernietig het nie? Is dit nie hy nie? Want jy sien, baie mense kyk nog vas in die verlede en daar het hulle besef en gesien, maar is dit nie hy nie. Maar omdat sy vertroue in Jesus was en sy vertroue in die Vader was, het Jesus hom beskerm. Het Jesus hom beskerm. En baie keer stap ons en ons vra vir onsself die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, kind van God, waar los jy 'n merk? In wie se lewe los jy vandag 'n merk? Die Here wil jou genees, die Here wil jou oopmaak, die Here wil jou beskerm, hy wil jou vul, hy wil jou aanraak, maar die vraag bly die vraag, wie is Jesus in jou lewe? Los jy 'n merk, want ek kan vandag vir jou sê, daar is 'n uitveer aan die einde van daardie potlood wat skerp is, en daardie uitveer vee al jou foute uit, van die dag toe jy jou hart vir Jesus gee, toe bepaal jou verlede nie meer nie, maar die toekoms bepaal. Baie mense kyk na ons verlede, maar Jesus kyk na ons toekoms. Hy kyk nie na die verlede nie, hy kyk nie na die foute wat ons gemaak het nie. Van 2000 jaar terug het hy dit klaar vergewe, want hy het geweet wat gaan jou pad wees. Hy het geweet waardeur gaan jy gaan. Hy het geweet wat se omstandighede jy gaan beleef, want dit is Jesus wat vir ons aan die kruis van Golgotha gesterf het. Dit is Jesus. Dit is Jesus wat 'n merk in ons lewe kom los het. En wanneer ons harte vir die Here gee, beteken dit ons verlede bepaal nie meer nie, maar baie van ons vertrou hom nie genoeg om te weet dat ons verlede maak nie 'n impak in ons lewe nie, maar die toekoms maak 'n impak in ons lewe. Jesus maak 'n impak in ons lewe, want ons moet Jesus wees, ons moet Jesus lewe, ons moet Jesus represent aan die wêreld daar buite. Nie die taxi drywer wat voor jou inry en dan raak jy kwaad nie, nie die buurman wat jou kwaad maak nie, maar die liefde van Jesus, die liefde van ons Vader. Die liefde van die Seun van God is ons hart en ons nabyheid. Dit is wat ons voor moet lewe. Dit is Jesus. Dit is Jesus, kind van God. Ek sê dit baie en ek gaan dit baie keer vir jou sê. Ek doen niks op hierdie aarde. Ek bedien by geen plek om aanraking te kry vir mense, om my te noem as 'n pastoor of 'n profeet of 'n apostel of 'n evangelis nie. Dit gaan nie vir my oor die titel nie, maar dit gaan vir my oor Jesus.
Dit gaan vir my oor om Jesus se liefde uit te straal aan die gebroke wêreld daar buite. Dit gaan nie vir my oor wat ek kan kry nie, maar dit gaan vir my oor hoe Jesus jou lewe kan verander, van transformasie gebeur in jou gedagte. Wanneer jy kind van God besef wie jou redder is, dan beteken dit jy het volle vertroue in Jesus. Ons moet op daardie punt kom, dat ons ophou ons vertroue in mense sit, maar ons moet begin ons vertroue in Jesus sit. Ons moet ons vertroue in die Vader homself sit, want die Seun het sy vertroue in Jesus gesit, en dit is wat Jesus die disippels kom leer. Kom ek maak dit vir jou duidelik vandag, kind van God, kom ek sê dit vir jou duidelik. As ons gaan kyk na die woord van Jesus, dan kyk ons hierna. Jesus was Jesus gewees, en daar het hy beweeg, en terwyl Johannes besig was om mense te doop, het Jesus by hom gekom, en daar het Jesus gekom, en Jesus het vir Johannes gesê, doop my, en in daardie tyd het Johannes geredeneer en gesê, ek kan hier nie doop nie, jy moet my doop. En daar kom Johannes, en Jesus sê vir hom, doop my. En daar doop Johannes hom as Jesus. Maar wat na dit gebeur het, is nadat hy gedoop was, Jesus, en toe hy uit die water uitgekom het, toe word hy geherken as Jesus Christus. Maar voor dit het hy klare merk in ons lewens gelos. Voor dit het hy klare merk in mense se lewens gelos. En baie keer vra ons onsself hierdie vraag, waar is jou vertroue, kind van God? Dawid hulle het gestuur om iemand te salf as koning, en in daardie tydperk was al hierdie boeties daar, maar dit is nie wie Jesus wou gehad het nie. Hy het Dawid gesoek. Hy het Dawid gesoek, en hy het vir Dawid gesalf, en wat het dit gesê? Dawid was wat? Naby aan God se hart, want Dawid het Jesus vertrou. En die vraag is, in die oog van die mens, sal jou verlede altyd 'n realiteit speel. Maar in die oog van die Vader, in die oog van die Vader, is jy sy kind, is jy sy seun, is jy sy dogter. Want dit is waar Jesus is. Jesus, die Seun van God. En die vraag is, waar maak jy 'n impak? Waar los jy 'n merk? In wie se lewe los jy 'n merk vandag? In wie se lewe los jy 'n merk? Want ek kan vir jou waarborg, ek het dit al betoets, en ek het dit al bewaar, en ek het dit al gesien, dit gebeur, wanneer jy 'n klein kind vat, wat 'n babietjie is, en jy los 'n merk van Christus in sy lewe, word hy groot om te onthou, wie het daardie merk gelos? Want dit is wat jy uitbeeld. Wat beeld jy uit, kind van God? Beeld jy Jesus uit? Beeld jy Jesus uit, of laat jy toe, laat jou verlede 'n impak speel? Van die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, kind van God, toe is daar nie meer 'n verlede nie. Toe is daar nie meer iets wat jou kan terughou, iets wat die vyand jou kan aanhou nie. Daar is nie meer 'n verlede nie, kind van God. Daar is 'n toekoms. Van die dag toe jy gesê het, jy word 'n kind van Jesus, het jou verlede geen impak meer gehad nie. Maar Christus het. Toe is jy nie meer jou verlede nie, maar toe is jy 'n weergebore kind van Jesus. En jou uitbeelding moet Jesus wees. Jou uitbeelding moet Christus wees. Want dit is wie ons moet uitbeeld. Christus Jesus, kind van God. Ons almal het 'n verlede, ons almal het foute. Ek myself het 'n verlede.
Ek myself het foute gemaak. Maar Jesus kies nie 'n perfekte persoon. Hy soek die gebroke, sodat hy hulle kan herstel, sodat hy hulle kan genees, sodat hy die kraakpotte kan herstel. Vanuit daardie kraakpotte uit is daar 'n lig wat skyn, en daardie lig wat skyn moet 'n verandering maak in die wêreld daar buite. Dit is tyd vir ons as die kerk van Christus om 'n verskil te maak daar buite, om 'n verskil te maak in ons werkplek, om 'n verskil te maak in ons regering, om 'n verskil te maak in ons huwelik, om 'n verskil te maak in die besigheid, atmosfeer daar buite. Dit is tyd vir ons as die kerk van God om 'n verskil te maak. Want Jesus is 'n realiteit. Jesus Christus is die realiteit. Jesus is ons nabyheid. Jy sien, daar is hierdie verhaal wat ek met wil afsluit. Die buurvrou kom by haar man en hy sê vir haar man, elke oggend sien ek die buurvrou uitstap. En sy gee haar man 'n drukkie en sy gee haar man 'n soen voor hy werk toe gaan. En elke aand, wanneer hy terugkom, doen sy dieselfde ding. En sy vra vir hom, my man, waarom doen jy dit nie met my nie? En sy antwoord is, my vrou, ek ken haar nie. Ek ken haar nie. Wat my geraak het van hierdie storie is, Jesus het vir die Vader gesê, hy het gesê, maak die mens volgens die beeld van ons. En Jesus het die Seun gestuur om vir ons aan die kruis te sterf op Golgotha. En Jesus het nie die mens geken nie. Hy het nie die mens geken nie, maar hy het nog steeds aan daardie kruis gesterf. Want as jy gaan kyk, wat sê die woord? Jesus was gestuur om die wêreld te red, om ons te red, en laat ons kan versoen met die Vader. Dat ons weer kan versoen met die Vader. En kind van God, vandag wil ek hierdie by jou vra. As Jesus sy seun, God sy seun vir ons kon gestuur, wat hy sê, so lief het God die wêreld gehad, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Dan is my vraag vandag vir jou, kind van God. Jesus het 'n merk om los oor hierdie groot wêreld. In wie se lewe los jy 'n merk? Los jy 'n merk, ouer, los jy 'n merk, ouma, in jou kleinkinders se lewe? Los jy 'n merk, vader, in jou kinders se lewe? Wanneer hulle na jou kyk, wat sien hulle? Sien hulle Christus in jou lewe? Wanneer jou kinders na jou kyk, sien hulle Jesus in jou lewe? Waarna kyk jou kinders? Is jy jou kinders se rolmodel? Lewe jy Jesus uit vir jou kinders? Ouers, lewe julle Jesus uit vir julle kinders? Onderwysers, lewe julle Jesus uit vir julle studente? Wat is die vraag? In wie se lewe los jy 'n merk? Want ek kan vir jou sê, los 'n merk, en jy gaan 'n gebroke, verwerpte seun of verwerpte dogter in 'n rigting instuur wanneer jy 'n merk los, wat sy hele lewe sal verander. En daardie persoon sal nooit vergeet wie daardie merk in sy lewe gelos het. Dit kan ek jou waarborg, kind van God. Dit kan ek jou waarborg, dat wanneer jy 'n merk los,
sal daardie seun of daardie dogter sal dit nooit vergeet wie 'n merk in sy lewe gelos het. Wys jy die liefde van Jesus? Beeld jy dit uit? Wat sien die mens wanneer hulle na jou kyk? Wat sien die mens? Sien hulle Jesus Christus in jou lewe? Of is jy ook maar net 'n Christus wanneer dit jou pas? Of lewe jy hom uit? Kom ons sluit die oë. Dankie Here Jesus, dankie Vader vir die nabyheid, dankie Vader vir die woord, dankie Vader vir die kosbaarheid Vader. Vader, ons loof en ons prys U. Heilige Gees, ons verwelkom U om te kom doen dit wat jy wil doen. In Jesus naam. Amen en amen.